Kom ons neem 'n bietjie tyd om die saak van geloof te bestudeer, wat gereeld in die Bybel genoem en beklemtoon word. Kom ons ondersoek die leringe oor geloof, wat onsigbaar is, deur na die boek van Hebreërs hoofstuk 11 te blaai. Kom ons kyk saam na Hebreërs hoofstuk 11 vers 1. Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, en bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Kom ons gaan aan na vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die beloon wat hom soek. Die woorde sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag kan verstaan word om te beteken: God is tevrede met diegene wat geloof het. Watter soort geloof het die voorvaders van geloof gehad wat God behaag het? Blaai asseblief na Hebreërs hoofstuk 11 vers 24. Deur geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van die dogter van die Farao genoem te word. En het hy eerder verkies om saam met die volk van God sleg behandel te word, as om die kortstondige genot van sonde te beleef. Hy het die smaad van die Christus groter rykdom geag as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hier sien ons die geloof van Moses wat uitgesien het na sy beloning, verkies het om saam met God se volk te lei eerder as om die vlugtige plesier van die skatte van Egipte te geniet. Kom ons kyk ook na vers 30. Deur geloof het die mure van Jerigo geval, nadat daar vir 7 dae rondom die stad getrek is. Deur geloof het Ragab, die prostituut, nie saam met die ongehoorsaames omgekom nie, omdat sy die spioene in vrede ontvang het. En wat moet ek nog meer sê? Want die tyd sal my ontbreek om te vertel van Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, en ook van Samuel en die profete. In die boek van Hebreërs hoofstuk 11 het God verduidelik dat al hierdie individue deur geloof eer en vreugde aan God gebring het. Dan, kom ons som al hierdie aspekte van geloof op. Slegs wanneer ons geloof het, kan ons deur God uitverkies word. Alhoewel hierdie pragtige geloof onsigbaar is vir ons oë, is dit sigbaar vir God se oë. Omdat God hierdie pragtige geloof gesien het, het hy ons gekies, ons soos Dawid geroep en ons koppe met olie gesalf.